En hier kom ons stoele aan. Prys die Here. So groot trok, so klein spasietjie. Hierdie man ken sy storie, hoor. Die Here God is vir ons groot. Ja. Prys U naam, Here. Die ons doen 'n groot werk. Doen 'n groot ding. Kerk se stoele kom. Prys die Here. Ek groet jou weer in die naam van Jesus Christus, ons Majesteit, ons Koning. En dit is my groot voorreg, want dit is die eerste keer in Kerk sonder mure, 1 minuut met Jesus, die gebou wat die Here vir ons gegee het, en ons het tot die ateljee wat gereed is, waar ons 1 minuut vir Jesus kan opneem, en wat ons die beste kan doen, tot eer van God, vir God, en vir jou, vir elke siel. Want dit is die tyd vir siele, dit is die tyd nou wat nodig is, om ons beste te gee in die eindtyd, die sekonde stuk af. Moenie die tyd verspeel nie, kind van God, want dit is belangrik om jou verhouding met God reg te hê. Die woord vandag, Heilige Gees gelei, is wat God het gee, mag dit jou waarlik aanraak. Kom ek bid gou saam. Here, dankie vir hierdie woord en vir die waarheid. Vader, ek dank U vir hierdie Sondagoggend, wat elkeen die woord kan vat, en in krag en vuur kan beweeg. In die salwing, in die teenwoordigheid, Vader, wat die juke breek, maar Vader God, waar die teenwoordigheid so alom is, dat siekes kan genees, dat mense weer kan sien, ons het 'n God wat wonderwerke gee. Ons het 'n God, as hy teenwoordig is, sal die gety draai. Here, die aanslag kan kom, maar ons God, in ons en met ons, is sterker as die aanslag. Ons almagtige Koning, daarvoor dank ons U in Jesus naam, dat die eenvoudige mense soos ons, Here, versterk deur die Heilige Gees. Ons eer U daarvoor, Here. Seën ek na hierdie woord, kragtig, in elkeen se harte, se lewens, se menswees, en Here, U alleen word verheerlik. Amen, amen en amen. Prys die Here. Geseëne van die Here. Daar's 2 scenario's wat die Here my invat, en ek wil dit vir jou verduidelik, so wat die Gees van God nou lei. En dis eintlik wonderlik, die Bybel het antwoorde vir alles in die lewe. Jy weet, die Bybel, baie keer lees ons die woord, en ons verstaan nie altyd wat ons lees nie. En ons gaan soek iets anders, wat vir ons meer verstaanbaar is. Maar ek het iets geleer. As jy 'n hoofstuk lees, en jy het nie gekonsentreer en dis nie Heilige Gees gelei gewees nie, gaan bid, lees hom weer. En as jy nog nie gekry het wat jy moet kry nie, gaan lees hom weer. En kind van God, as jy weer moet bid, dan bid jy weer oor die saak, lees hom weer. Elke keer sien jy gaan dieper in, en dan begin besef jy, dis die woorde van God, en dis God wat met my en jou praat. En dis wat wonderlik is om in daai salwing, in sy teenwoordigheid, antwoorde te kry uit die woord van God uit. Kind van God, luister baie mooi. Die woorde van die Here moet in jou woon. So kragtig, dat jy dit in elke situasie, in al die omstandighede, kan quoteer, en lewe kan roep, lewe kan glo. Ons dink baie keer, sal ons sê, die Here was te laat in die saak, of waar was die Here? Waar was die Here, toe ek in hierdie omstandighede beland het? Waar was die Here, toe my huwelik skeef geloop het? Waar was die Here gewees, toe ons in hierdie geweldige motorongeluk beland het? Waar was die Here, toe siekte ons huis besoek het? Waar was die Here, toe ek op straat beland het? Waar was die Here? Waar was die Here in jou lewe? Dis 'n vraag wat baie mense baie keer vra, wat baie keer dink, die Here is nie teenwoordig in hulle omstandighede nie, terwyl hulle God dien. Luister, terwyl hulle God dien, en dis wat belangrik is. As jy God nie dien nie, gaan hy nie in jou omstandighede wees nie. Maar hierdie is 'n vraag wat mense baie keer vra, terwyl hulle die Here met alles dien. Nou luister mooi, ek wil 'n verhaal eers vir jou vertel uit Amos uit. Die geskiedenis van Amos, as jy dit baie mooi bestudeer, was 'n tyd wat die kerk nie op die regte plek was nie. In ons terme, die kerk, die Fariseërs, die Lewiete, in ons terme, ons sê nou maar 'n Fariseer, maar eintlik was dit die priesterdom in daardie tyd, en die Lewiete was nie opreg met Vader nie. Die konings van die tyd, die regeerders, was nie opreg met Vader nie. Die land was in sonde gedompel. Maar almal
het 'n uitroep tot God. En luister hoe het hulle gehandel. Dit was wat baie interessant was. Amos, wat ook 'n profeet is, was ook 'n boer. En Amos het die beste na sy kudde gekyk. Amos sou vir ons verduidelik het hoe hy 'n kraal gebou het. En daar in die veld, want vir sekere tye in die seisoene het hulle baie ver weg beweeg in die veld en deur die land op soek na weiding van hulle diere. Want soos Psalm 23 gaan soek hy groen weivelde, altyd die beste vir sy diere, want hy moet sy kudde mooi oppas. En dan is sy kudde perfek en mooi netjies opgepas in 'n kraal in die aand, slaap hy voor die deur, met ander woorde die ingang van die kraal. En dis wat Amos geleer het. Wat is dit om herder ook te wees? En 'n diep verhouding met God hê, want niks gaan by sy skape uitkom. Hy, wat Amos is, sal sy skape oppas. Hy sal ten alle tye hulle beskerm. Dan kom die priesterdom op 'n sekere tyd wanneer geoffer moet word. Wanneer baie mense in daardie tyd nie diere het om te gaan offer vir hulle sonde nie, dan het hulle by die tempel diere aangekoop ten duurste. Maar hoe skelm en oneerlik was dit, want dit wat jy offer, moet jou beste wees, wat jy vir God gee, moet jou beste wees. Maar dan gaan hulle na die boere toe, en hulle koop lammes aan, skaap aan, wat gebreklik was, wat merke opgehad het. Dan vat hulle kleesel, en hulle gaan kleer daardie skaap, sodat hy moet mooi lyk, of daai lam, dat hy moet volbloed lyk of hy geen gebrek het aan hom nie, hy's nie bond nie, met ander woorde, hy's 'n een mooi netjies gekleer skaap. Maar eintlik, as die kleesel so afkom, so jy sien, die masker met ander woorde af is, dan gaan jy sien, daardie skaap is nie volkome reg vir God nie. Dit is hulle swakste, nie hulle beste nie. Maar hulle verkoop dit, asof dit hulle beste is, so die tempeldom maak 'n klomp geld uit almal uit wat nou lammes en skape moet koop, wat vir hulle geoffer moet word. Dis 'n groot sonde in die oë van die Here. En as hulle by Amos kom en sê, nee, ons wil nie jou beste hê nie. Ons wil juist daardie ene koop teen 'n beter prys, 'n goeie prys wat bond is. Want hy het geweet, Amos, hulle vat dit en hulle gaan kleer dit en verkoop dit asof dit volbloed skaap is. Dan sê Amos, nee, ek gee vir God die beste. Hier is my beste skaap, vat dit. Hier is my beste lam, vat dit. Dit gee ek gee dit vir die tempeldom. Kind van God, hy het nie gekyk wat sy geld uit daai kon kry nie, maar hy wou ook nie aan hulle oneerlikheid deel nie. Daarom was God met Amos, en het God met Amos gepraat. Maar dit is ook die rede, hoekom God hulle weggevoer het in balling, omdat hierdie volk was oneerlik, nie net teenoor mekaar nie, maar teenoor God ook. Ons vra, waar was God? Waar was God in daardie tyd vir Israel, vir Juda gewees? Die Here God was nie teenwoordig nie, want God is nie deel van oneerlikheid nie. En as hulle dan die swakste uit hulle offer altyd vir God wil gee, uit hulle oeste uit wil gee, kind van God, kan hulle blou bid. God is nie daar nie, want God kan nie meer gespot word nie. God sê ten alle tye, net wat jy saai, sal jy ook maai. En hy verduidelik dit vir ons Nuwe Testamenties. 'n belangrike deel in Johannes 11 weer, wat ons sien, hoe Jesus loop, en dan kom Jesus, en 'n boodskapper kom stap na hom toe. Ek sien dit so in die gees, hoe stap hierdie boodskapper na hom toe, dringend te sê, Here, Meester, Martha en Maria het gevra, u moet na hulle toe dringend gaan. Hulle broer Lazarus, wat u ook so lief het, lê op sterwe. Hy's baie sieklik. Jesus kry hierdie boodskap, maar hy gaan nie dadelik nie. Hy vertoef behoorlik nog 4 dae, en op die 4de dag kom hy eers aan, en Lazarus is al reeds 4 dae dood. Hy dalk langer vertoef, maar 4 dae te laat. Dit was 4 dae te laat. Weet jy wat was Martha se woorde aan Jesus? Martha se woorde was, maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Dis Jesus se woorde, hy is teenwoordig, en hy sê, jou broer, Martha, sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die laaste dag. Maar Martha sê net voor dit, as u net hier was,
dan sou hy nie gesterf het nie. Maar nou is hy klaar dood. Is dit nie wat ons baie keer in lewe sê, Here, as U net in hierdie saak is, maar ek sien nie U hand nie, dis reeds te laat. Dis te laat vir die huwelik. Dis te laat vir die gesondheid, vir die finansies, vir die omstandighede. Kind van God, het jy jou beste ook altyd vir God gegee? Was God altyd teenwoordig in jou lewe? Het jy jou beste gegee in kwaliteit tyd, en nie net vinnig afskeid tyd, wat lyk soos klein geld, wanneer ons begin bid nie, wat ons die minste altyd wil gee nie? Het jy regtig waar God so lief? Luister mooi, het jy God so lief, dat tyd, die belangrikste tyd, roomtyd, sal ek met God spandeer, voor ek my dag begin. Ek weier al is ek hoe moeg, al voel ek hoe siek, om te gaan slaap, voor ek nie kwaliteit tyd met God spandeer het nie. Maar nou die belangrikste, tussen hierdie twee tye, in jou roomtyd vanoggend, en jou roomtyd vanaand met God, waar is God in daardie deel van jou dag? Is God nog steeds daar, of kind van God, is jy met die wêreld deeltyd besig, om die swakste lam, vir die wêreld te bied, waar mense jou nodig het, die swakste lam, wat nie volkome is, vir die kerk van God te bied, vir die lewe te bied, maar jy wil altyd die beste hê. Net wat jy saai, gaan jy maai, sê die woord van God. Daarom moet ons jouself afvra, toe jou huwelik skeef begin loop het, was God gedurig in daardie huwelik? Het julle saam gebid, voor hy begin skeef loop het? Of het julle eers gewag, tot hy skeef loop? Nou sê Prediker 9, sê, jy kan nie die slang bestraf, as jy jou reeds gepik het nie. Jy moet hom bestraf, voor hy jou pik. So dis belangrik, om te besef, al bid jy hoe baie, die mens wat daar gebid het, en met God in diepte gepraat het, moet dieselfde mens deur die dag wees, en deur die dag, altyd hier binne, die woorde van die Here in jou hê, en met hom steeds praat. En weet, al is dit 4 dae te laat, gaan dit nog betyds wees, want God is met my, want ek het my beste gegee, ek het my beste in my huwelik gesit, ek het my beste in verantwoordelikheid gesit, my beste in my finansies gesit, ek het my beste in gesondheid gesit, ek het my liggaam opgepas, ek het gedoen wat ek moes doen, ek was getrou in wat ek moes doen, en ek het God in alles geken. Daarom weet ek, as ek bid, sal hy met my wees. Maar ons wil baie keer die swakste opdra aan die Here, maar ons wil die beste van God af hê. Kind van God, luister mooi, die tyd loop uit. Die tyd loop uit. Die koms van Jesus die Messias is naby. En bitter baie mense wat dink hulle gaan hemel toe, gaan dit nie maak nie. Dit verduidelik die boek Petrus ook vir ons. Jou saak met God moet suiwer en reg wees. Jy moet ten alle tye die beste, die heel beste vir God gee. Hoekom? Want God is met niks minder tevrede as met jou beste nie. Want hy het jou die beste gemaak. Al wat hy vra is 10% vir jou tyd terug in die dag, 10% vir jou lewe, 10% wat jy bid, 10% wat jy absoluut alles vir hom gee, sodat dit kan goed gaan met die ander 90% waarin jy hom ook moet ken. Want selfs daai 90% behoort ook nie aan jou nie, dit behoort ook aan hom, van tyd, geld, van lewe, van jou huwelik, van alles wat jy aan hom gee. Maar kind van God, dan moet ons nie 'n dag oorslaan nie. Ons moet besef hoe belangrik is dit om daai diep verhouding met God te hê. Want as jy in vuur wil beweeg en jy wil hê dit moet goed gaan met jou, dan moet jy in die salwing van God bly beweeg en lewe, sodat mense op straat, sonder dat jy 'n woord gepreek het, kan sê en sien, jy is waarlik 'n kind van God. Jy is waarlik kind van God, regverdig en leef in God se geregtigheid, en jy sal jou nie met sonde besig hou nie. Jy sal jou nie, met ander woorde, met 'n lam besig hou, wat eintlik gekleed is, so jy het 'n masker op nie. Jy staan in waarheid, voor die lewende ware God. Kind van God, ek sluit af. Dit is vir my erns, dat jy nie van preek tot preek moet hardloop nie, en dat jy van bemoediging tot bemoediging moet hardloop nie, maar dat jy opstaan en 'n verskil daar buite gaan maak, deur jou leefwyse, en konstant die Here gaan dien. Al voel dit vir jou te laat, is God nooit te laat nie.
Hy is in beheer. Al voel dit vir jou, hy's 4 dae te laat, soos in die geval van Lazarus. Hy's nie te laat nie. Hy kan nie te laat wees nie. Maar jou lewe, jou leefwyse en dit wat jy in die grond gesit het, deur jou doen en late en hoe jy God in 'n verhouding hanteer het bepaal wat vandag in jou lewe gebeur. En nou wil jy dit verander deur gebed en God moet intree. Jy moet konstant die Here in waarheid dien. Dis belangrik. Hy maak jou sterker as jou probleme en hy gee vir jou wysheid. Maar dit kos baie keer vir ons om seer te kry sodat ons by die waarheid moet uitkom. En die seer kry ontstaan deur ons eie saad in die grond, deur ons eie foute, omdat ons nie van die begin af luister, hoor en doen nie. Ons hoor, maar ons doen dit nie. Doen en lewe God uit in waarheid, in alle waarheid. Kom ons bid saam. Here, ek dank U vir hierdie woord en vir die waarheid op hierdie Sondagoggend. Here, later vandag, 9:30, open ons die huis van die Here in Mosselbaai, Here. Mag dit 'n geseënde tyd wees, 'n gesalfde tyd wees met die Heilige Gees werking, wat niks kan stop nie. Ek dank U vir hierdie woord wat uitgaan in waarheid, wat ons gaan versterk. Ek dank U, Here, dat ons nie sal opgee nie, maar sal bly volhard. Ek dank U, Here, vir die seën wat ek nou oor elkeen kan uitspreek, en die guns, die liefde, Jesus, Jesus, Jesus oor elkeen, dat ons sal opstaan en begin doen, bid, glo, vertrou, en nie meer passief sal wees nie. Dankie Here, amen, amen en amen. Ek wil net weer eens vinnig vir jou net sê, kind van God, kerk sonder mure, een met Jesus, Mosselbaai, as jy in die area is, besoek ons, of kontak ons, kom by ons uit, en woon die dienste by. Ons het manne en vroue nodig wat kan sing vir die worship team. Glo my, as ek kon sing, het ek heeltyd gesing, dis ek kom die Here nie van jy stem gee, of ek kan glad nie sing nie. Maar as ek kon, ek sou julle mal gemaak het, ek sou die heeltyd gesing het, want ek sou God net wou verheerlik. Kom om God te verheerlik. Raak aktief, raak deel. Dis nie net 'n kerk nie, dis 'n bediening. Dit gaan oor siele, landwyd, tot eer van God. Ek eer God vir jou.